ons begin die diens in die naam van die Here. Here, ons moet oor en oor sê, aan u liefde en aan u trou is daar geen einde nie. Ja, ons moet vanoggend weer sê, Here, aan u liefde en aan u trou is daar geen einde nie. Amen. Broeders en susters, julle almal wat in die Here woord genade, barmhartigheid en vrede vir julle, dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Op hierdie Sondag praat ons vanoggend oor die taal van die liefde. Kan jy hierdie tale van liefde praat? Ons gaan saam lees uit 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot 11 en dan ook 'n versgedeelte uit 1 Johannes 3 vers 18. 1 Johannes, die een van die 3 kort briefies daar aan die einde van die Nuwe Testament, 1 Johannes 4 en 1 Johannes 3. Kom ons bid saam. Here, ons kan nie altyd u goedheid en u liefde vir mense soos ons begryp nie. As ons sê, Here, dit is onbeskryflik groot, dan verwoord dit nie eers wat ons voel en dink nie. Maar ons kan nie dankie sê dat daar aan die liefde geen einde is nie, dat u nooit ophou om vir ons lief te wees nie. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak hoe ons baie keer voel nie, maak selfs nie eers saak hoe ons baie keer optree nie, dat u liefde onvoorwaardelik is. En dan ons bid, Here, dat u woord vanoggend ons weer eens sal troos en iets laat besef van die liefde, sodat ons deur ons woorde, gedagtes, ons dade, die liefde sal weerkaats. En Here, bewaar ons van die bose. Verlos ons van die Satan en sy bose magte waarop uit is om ons lewens te verwoes. Maar help ons om ons oë op u gefestig te hou. Want ons bid dit in die naam van Jesus, die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Johannes het baie oor die liefde geskrywe. Hy word ook genoem die apostel van die liefde. In Johannes 4 vanaf vers 7 sê, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want die liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. En dan 1 Johannes 3 vers 18 wat sê, liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. So wat is jou definisie van liefde? Kyk, as 'n mens nou vir jong mense veral laat hoërskool tieners vra, wat is jou definisie van liefde, dink ek gaan jy nogal wonderlike definisies skryf. Nou dat ek in Pat Zaal met mekaar gepraat het, toe vra sy vir my ook, wat is my definisie van liefde? Nou, dis nie altyd maklik om 'n liefde vas te vang in 'n definisie, maar van my kant af sou ek sê, liefde is om jouself onvoorwaardelik te gee. Want liefde is 'n werkwoord. Julle het my dit al baie hoor sê, en julle kan weer na 1 Korintiërs 13 gaan om te kyk, liefde is 'n werkwoord. Dis nie so seer emosie nie. Ja, dit gaan baie keer gepaard met emosie, veral as jy nog jonk is en verlief is. Okay, ek het ook al gesê, as ou mense weer verlief raak, dat hulle dieselfde soort van emosies het. Maar liefde is primêr 'n werkwoord. Want as ons oor ware liefde wil praat, dan praat ons oor eerstens God se liefde, want God is liefde. En weet julle, alle mense, maak nie saak wie jy is nie, ons het almal 'n behoefte aan liefde. As jy iemand wil dood hê, letterlik fisies dood hê, moet jy so 'n persoon isoleer.
dat daar nie ander mense rondom hom of haar is. En daardie persoon gaan letterlik fisies dood, want daar's geen aanraking, daar's geen ander mens rondom jou wat vir jou lief het nie. En die liefde is hierdie wonderlike ding wat 'n mens nie altyd kan pinpoint nie. En ons sê dat babas alreeds in die baarmoeder kan weet of hulle liefgehê is of nie. Kan jy dit glo? Dat hulle alreeds in die baarmoeder kan weet en kan voel of hulle liefgehê is of nie. En dit is hoekom dit baie keer gebeur dat buiteegtelike kinders dit beleef dat hulle nie welkom is of nie liefgehê is nie, omdat hulle voel hulle was nooit beplan nie. Maar die liefde oorbrug dit op die ouende alles. Ja, ons praat baie oor die liefde, en ons sing mooi liefdesliedjies, en ons word baie keer so oorweldig deur hierdie emosies van liefde. Die probleem is net, dat ons nie altyd weet hoe om liefde te wys nie. Dat ons nie altyd weet hoe om liefde te doen nie. Dis 'n werkwoord. Want 1 Johannes 3 vers 18 sê, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. En ons weet nie altyd hoe nie, en dis nie omdat ons nie omgee nie, maar dit is omdat ons baie keer verskillende liefdestale praat. Nou Jesus het hierdie ongelooflike vermoë gehad om sy liefde vir mense sigbaar te maak. Hy het mense ontmoet daar waar hulle was in hulle situasie, en dan het hy hulle net oorrompel met sy manier van liefde wat hulle vir harte geraak het en verstaan het. En ons word geroep om op dieselfde manier God se liefde sigbaar te maak in hierdie wêreld. Johannes 13 vers 34 sê Jesus, soos ek julle liefhet. Dis die maatstaf. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. Die liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Nou, Dr. Gary Chapman het hierdie bekende boek geskrywe, 5 Love Languages. Ek aanvaar en hoop dat julle almal al die boek gelees het, en die julle nog nie gelees het, hy is ook in Afrikaans beskikbaar. Gaan koop asseblief die boek en gaan lees hom. En dalk is dit vir meeste van julle vanoggend waarskynlik ou nuus. Maar ek wil vanoggend weer met julle dit gaan herbesoek, omdat ons soms vergeet hoe om liefde te wys. Ons het 'n manier om te verval in 'n groef van luiheid, van selfgerigtheid, dat die ander persoon met sy of haar behoeftes nie altyd in ons versier is nie, omdat ons, jy weet, jy is so gewoond aan die persoon, en jy is al so gewoond aan mense, dat jy nie meer hulle behoeftes raak sien, en hulle behoefte aan liefde raak sien nie. En daarom wil ek hê dat ons vanoggend weer 'n slag daarna moet gaan kyk, want sê Filippense 2 vers 4, julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Liefde is om jouself onvoorwaardelik te kan gee. En daarom gaan ek julle vanoggend so 'n bietjie weer opskerp oor die verskillende liefdestale, net sodat wanneer jy vanoggend hier uitstap, dat jy iets weer besef het van God se liefde, wat jy ook na mense rondom jou moet weerkaats. Die eerste liefdestaal is opbouende woorde. Dit is verbale komplimente, woorde van waardering en bemoediging. Julle onthou die laaste tyd wat Jesus saam met sy disippels daai donderdag aand vergader het voordat hy die Vrydag gekruisig sou word. Johannes 13, 14, 15 is daar 'n hele gedeelte waar hy intensief met hulle gepraat het, en dan sê hy onder andere in hoofstuk 14 vers 1, wanneer hy van hulle sê, ek gaan julle verlaat, en dit is wat gaan gebeur, wat ek julle al reeds vertel het, en hulle so bevrees, dan sê Jesus vir hulle, moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my.
God se woorde van liefde wat hulle nood raak sien en hulle dan daarmee omhels. Daarom hierdie woorde liefdestaal beteken dat jy mense bemoedig, mense wat ergens langs die pad begin moedeloos en depressief raak het, dat jy die moed te doen om daardie persoon te gaan bemoedig en sê, weet jy wat, ek glo in jou, ek weet jy kan dit doen, ek is hier om vir jou te help, of ek is trots op jou, ek kan sien wat jy al alles het bereik in die lewe, ek is saam met jou bly. Hoe bly is dit net as jy sien wat jou kinders en jou kleinkinders alles bereik het, hulle stuur vir jou hierdie WhatsAppies, en jy wil sê, weet jy wat, julle maak my so trots, ek is so bly saam met julle. Maar dat ons dit ook vir mekaar sal sê, dat ons mekaar hierdie WhatsAppies sal stuur, vir mekaar sal bel, ons kry baie keer hierdie mooi goedetjies, woordjies wat hy mens sê, weet jy wat, dit het my aangespreek, ek wil dit deel met iemand wat dalk dit nodig het. En daarom die ding van komplimente. Weet julle, ons is so geneig om baie keer foute te vind, nee? En met die persoon dit alweer verkeerd gedoen, dat verkeerd gedoen, terwyl ons ingesteldheid moet wees, ons default moet wees om vir mekaar komplimente te gee. Weet jy wat, ek geniet het om saam met jou te wees, ek geniet jou geselskap, jy is my beste vriend of jou beste vriendin, en dankie vir wat jy gedoen het, dankie vir dit wat jy vir my beteken, dankie net dat jy daar was, dankie dat jy vir my ook nog steeds lief is, op my afdaal. Dis liefdestaal, woorde, wat mekaar opbou. En hier in die kerk, moet ons liefdestaal juist so sigbaar word, dat ons vir mense sê, weet jy wat, is lekker om vir jou weer by die kerk te sien, dis lekker dat ek weer mee kan kontak maak, dis welkom hier so by ons vir mense wat besoekers is, dankie vir die werkspanne wat elke keer rondstaan, van daar agter die bord en musiek daar by die orgel, en die kombuis, dankie, ons sien raak wat julle doen, en ons waardeer dit moet die ingesteldheid te wees, van ons as gelowiges in die kerk, dat ons met ons woorde mekaar bemoedig en opbou en dankie sê. Want die regte woord op die regte tyd maak baie keer so groot verskil in 'n ander persoon se lewe, dat jy dit eers agterna baie keer hoor, wat jou woorde op daai stadium vir daai persoon beteken het. So, opbouende woorde, die eerste ene. Tweede ene, kwaliteit tyd. Dit beteken onverdeelde aandag, soos om te luister, saam te gesels, of saam aktiwiteite te doen. Jesus het baie te doen gehad ook met vrouens, met Martha en Maria veral, want hulle het hom in hulle huis ontvang. Martha was die besige een, wat altyd aan die werk was. Maria was die een wat liewer verkies het om by Jesus te sit en gesels. Nou op 'n stadium daar in Lukas 10, op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. En sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van Jesus gesit het en na sy woorde geluister het. Vir Martha was dit nie baie lekker hierdie ding. My suster sit en niks doen terwyl ek rondskarrel. En dan tree sy vir Jesus aan sê, Jesus, kan jy nie sien wat hier gebeur nie? Kyk wat doen my suster. Dan sê Jesus vir Martha, Martha, jy is baie besig. Maar weet jy wat? Jou suster het die beste deel gekies. Tyd saam met God. Want dis wat Jesus doen, dat hy tyd maak. Nie net vir groepe nie, maar vir 'n individu om te sê, ek gaan sit saam met jou. Ek luister na jou. Ek gesels met jou. En daarom kwaliteit tyd beteken om tyd te maak vir mekaar. Dat jy soms nodig het om 'n koffieafspraak te maak, of dat jy net sê, weet jy wat, ek wil nou met jou sit en gesels, sonder die kompetisie van die televisie, of van die selfoon, of van tydskrif, of van Car Magazine, waar jy bel, blaai, of wat ek ewe. Jy het al gesien dat klein kindertjies, as hulle wat met jou gesels, en dit lyk nie asof jy aan hulle aandag en dan vat hy jou gesig so. Terwyl dat jy hulle in die oë kyk. Dis onverdeelde aandag. Kwaliteit tyd. Dis om nie met 'n halwe oor te luister nie, maar te sê, weet jy wat, jy is vir my belangrik. Dit wat jy sê is vir my belangrik. Ek wil graag met jou in gesprek tree. Ek wil graag hoor wat jy sê. En weet julle,
Hoe ouer 'n mens word, hoe eensamer word 'n mens, is dit nie? Mense vriendekring krimp. Mense wat saam met jou oud geword het, gaan dood. En dan bly jy baie keer alleen agter. En weet julle hoe baie beteken dit? Dat iemand net vir jou kom kuier. Iemand net by jou kom inloer. Iemand net saam met jou op die tee kom drink. Iemand jou nooi sê, kom drink saam met my koffie, by koffie shop of waarever. Daardie tyd wat jy mens aan mekaar gee. Wanneer iemand siek is, jy hoef nie baie te doen, jy hoef nie daar te wees, daar te sit en te luister en woorde van bemoediging. En daarom het ons nodig om kwaliteit tyd met mekaar te spandeer, hier by die kerk ook, nee? Weet julle, as ons tee drink hier agter die saal, dit is nie sommer net om koek te eet en tee te drink nie. Dis kwaliteit tyd wat ons aan mekaar spandeer, wat ons opvang met, wat het met jou in hierdie afgelope week gebeur, wat is hulp, kan ek dalk, ek kan sien, jy het 'n probleem gehad hier, kan ek jou dalk help met dit? Dis om by mekaar betrokke te wees. En dit is hoekom dit so belangrik is dat jy saamkom koffie drink. Dit is hoekom dit so belangrik is om vreemdelinge in die gemeente te ontvang en te sê, weet jy, as ons bly om te sien, ek wil hoor wie en wat jy is, ek wil opvang met jou. Dit is hoekom dit so belangrik is om vriende te bel en te nooi en sê, ek wil net hoor hoe gaan dit met jou, ek het bietjie aan jou gedink, lanklaas met jou gepraat, ek wil net gehoor hoe gaan dit met jou. Kwaliteit tyd wat jy maak. Want ons het nooit tyd nie, nee? Weet nie waarvoor nie, maar ons het nooit tyd nie. Dit beteken jy moet tyd maak. Die derde ene, geskenkies. Nie alle mense ervaar geskenke dieselfde as ander mense nie. Om 'n geskenkie te gee vir iemand is nie alleen 'n kuns nie, maar ook om 'n geskenkie te ontvang is net so groot kuns om dit met blydskap te ontvang. Geskenkies is tekens van liefde wat wys dat jy iemand gedink het, ongeag die prys. As ons wil praat van die grootste geskenk ooit, dan is dit Jesus. Wat vir ons die grootste geskenk ooit was, deur vir ons aan die kruis te sterf. Niemand het groter liefde as dit. Niemand kan 'n groter geskenk gee as dit, as om jou lewe vir iemand te gee nie. Dis wat Jesus sê in Johannes 15 vers 13. Niemand het groter liefde as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En dit gaan nie oor die geld wat jy spandeer om 'n geskenkie te koop nie. Dit gaan oor die simbool dat ek het aan jou spesifiek gedink. En dit hoef nie altyd geld te kos nie. Dit is die klein ding, hier's 'n blom uit jou tuin wat jy bring. As ons klein kinders kom kuier, dan veral ons oudste kleinseun kom as hy dan toe sê, ouma, hier's 'n blommetjie vir ouma. Wat sê ek, weet jy wat? Ek het aan ouma gedink toe ek deur ouma se tuin geloop het en die blomme gesien het, en ek het spesiaal vir ouma 'n blommetjie gebring. Jy is dalk besig om beskuit te bak of whatever en sê, weet jy wat, my vriendin of 'n vriend sal dalk hou van hierdie beskuit. Laat ek gou 'n pakketjie oopmaak en vir hom of vir haar vat. Of ek is dalk besig om sop te maak, sê weet jy wat, laat ek gou 'n houertjie vol sop maak en oorstuur na my buurvrou of my buurman toe. Daardie klein dingetjies, 'n kaartjie wat jy sommer skryf en sê, weet jy wat, toe ek vandag hierdie stukkie lees, het ek aan jou gedink, ek wil dit vir jou neerskryf en ek wil dit vir jou bring. Dat jy kan weet, ek het aan jou gedink. En ek weet dat mense wat nie altyd ingestel is op geskenkies nie, soms voel maar, weet jy wat, dis nou eintlik 'n soort van geskenkie wat ek wou gehad het nie. Dis nie die punt nie. Die punt is om raak te sien dat daardie persoon wat jou hierdie geskenkie bring, dit uit sy of haar hart doen, omdat daardie persoon aan jou gedink het. En omdat daardie persoon gevoel het, ek wil vir jou iets gee, om vir jou te wys, dat ek vir jou omgee, en vir jou lief het. So ontvang dit met grasie. So in die kerk, gee ons ook geskenkies. Ons gee geskenkies, byvoorbeeld deur middel van Toybou, aan wie ons hierdie sakke geskenkies gee. Ons gee dit vir Appelpark, rondom Kersfees.
spesiale geleenthede by die deur wat julle 'n geskenkie kry. Soos vanoggend kry julle ook so 'n klein geskenkie. Net om te sê, weet jy wat, dis belangrik. Ons dink aan jou. En dan die vierde ene, diensbaarheid. En ek moet sê dat diensbaarheid, dade wat die lewe makliker maak, soos take doen of help by verantwoordelikhede, ek dink dis nogal 'n groot sterkpunt in ons gemeente. Ons gemeente het die vermoë om betrokke te wees en diensbaar te wees en te help. Jy hoef net te vra en hulle is daar sonder om te kla of gesig te trek. So, Jesus kom in Johannes 13 vanaf vers 13 dan, onthou julle daai selfde donderdag aan. Dan kom ek daar by die boventrek aan waar hulle die Pasga gaan geniet. En dan is daar nie 'n slaaf by die deur om hulle voete te was daai stofferige stap nie. En dan vat Jesus 'n skorrel water in 'n handdoek en hy begin om sy disippels se voete te was. Wees hy 'n slaaf, diensbaar. En dan sê hy vir hulle, Johannes 13 vanaf vers 13, hy sê, julle noem my leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Diensbaar. Om mekaar te bedien, mekaar se bediende te wees. Want dis 'n uitdrukking van, hoe voel ek vir jou opgee, hoe lief ek op die ouende vir jou het. Want dade praat baie keer harder as woorde. Dade sê, weet jy wat, ek het dalk die goed waarmee ek besig was gelos of jou te kom help, want jy is my belangrik. Dalk met klein dingetjies, ek het gesien jy sukkel om jou selfoon uitgesorteer te kry. Wag, laat ek jou help, of laat ek 'n kind roep om jou te kom help. Want hulle is gebore met hierdie kennis. Of ek sien daar, jy sukkel om 'n spyker in die muur te slaan om iets op te hang. Wag, laat ek gou 'n hamer en spyker gaan haal en iets vir jou doen. Ek sien daar's iets wat stikkend is in jou huis wat jy aandag nodig het en jy weet, vir alle vrou wat alleen bly, het soms 'n man se hande nodig om ding reg te maak. Jy kom sê, jy wat, ek kan sien jy sukkel, laat ek vir jou gou kom help. Of kan ek jou gou dokter toe vat, of kan ek jou oplaai vir kerk? Praktiese dienslewering. Nou, in ons gemeente, diensgeleenthede is hier meer as genoeg. Teeskink na die tyd, elke week is daar 'n spannetjie aan diens wat vir ons bedien met koffie en tee en koek. Daar's 'n spannetjie wat Vrydag kombuis doen, wat dekor doen, wat funksies reg staan, wat rygeleenthede aanbied. Julle is regtig waar hande en voete in aksie in hierdie gemeente waaroor ons regtig vir julle baie dankbaar is. Want dis ook 'n uitdrukking van liefde. Ek doen dit nie vir myself nie. Ek doen dit vir die Here, maar ek doen dit ook vir jou. En dan die laaste ene, fisieke aanraking. Fisiese kontak soos hande vashou, drukkies of soene gee. Die Here wat is vir my baie mooi. As 'n mens baie keer in 'n winkelsentrum stap of so en jy sien, wat sal ek hulle nou bejaardes? Jy weet ouens, mense wat baie ouderdom. Dat hulle nog steeds loop en hande vashou. Is dit nie pragtig nie? Iets sê van daardie aanraking. Kan jy onthou toe ons 'n jonk en verlief was, né? Ons sou so graag van 'n meisie se hand vat. My ou se hand vat. So gehou van drukkies en soene en al daai lekker gevoel van liefde, daai emosie. En Jesus het iets daarvan besef ook in Matteus 19 vers 15. Dan kom 'n klomp ma's met kindertjies na Jesus toe vra dat Jesus asseblief hierdie kindertjies sal seën. Baie keer dink volwassenes kinders is lastig. Hulle hoort nie eintlik in die geselskap van groot mense nie. Maar Jesus is anderster. Hy kyk na die ma's met hulle behoeftes. Hy sien hierdie kindertjies raak. Hy roep hulle nader. Hy lê hulle die hande op. Seën hulle.
daai aanraking, daai fisiese aanraking om te sê, ek is geconnect met jou. Dit kommunikeer warmte, aanvaarding. Ons groet mekaar met die hand. Ons is nie net, hallo, ek wil nou slegte nie sê vir die loetjie wat Amerika toe gaan. Hulle weet nie van hierdie goed nie, hoor, julle sal dit vir hulle moet gaan leer. As jy die binne deurklop, hulle sê, kom in, kom jy ingestaap, kom sit jy. En as jy huis toe gaan, bly hulle sit. Sê, maak nie die deur agter jou toe as jy gaan. Jy sal vir hulle ietsie moet gaan leer asseblief. Van 'n handdruk, mekaar se hand vat, drukkie gee, hand op die skouer, net om te sê, weet jy wat, ek is met jou geconnect. En mense reageer verskillend op aanraking. Sommige mense hou nie van aanraking nie. Daar is sulke mense, dit moet 'n mens respekteer, ander hou van aanraking, maar daar's altyd 'n grens. Daar's 'n grens met aanraking, dat dit met respek is. So, maar dit kommunikeer iets. En daarom in die kerk ook hierdie verwelkoming, weet julle dat net 'n glimlag in iemand se rigting. Dis ook iets van daardie kontak, fisiese kontak met die oë. Ek sien jou raak. Daardie warm groet, aandruk. Kom sit by 'n besoeker. Kom sit by iemand wat vreemd voel in die kerk. Sê, kom sit hier langs jou. Want jy is belangrik. Ek sien jy sit eensaam en alleen. Ek wil nie jy moet so alleen sit nie. Ek wil sit hier langs jou. Want ek bewys my liefde teenoor jou op hierdie manier. Want dis wat Jesus sou gedoen het. Want Jesus het altyd die eensaames raak gesien. Hy het die mense raak gesien wat in nood is, die randeiers. Die mense wat gevoel het hulle pas nêrens is in nie. Dis 'n gees wat daar in 'n boom sit, weggekruip vir die mense, want hy het 'n reputasie. Dis hierdie soort van liefde wat sigbaar moet word. En nou weet julle wat is nou lekker van hierdie kombinasie van hierdie liefdestale? Nie een van ek en jy het net een liefdestaal. Ons het baie keer 'n kombinasie van twee of drie so van volgorde van belangrikheid of wat vir ons meer belangrik is dalk as ander. Maar op 'n stadium, hoe ouer mens word, hoe meer het jy eintlik 'n behoefte aan al hierdie soort van liefdestale dat mense net iets vir jou wys van God se liefde wat uit jou uitstraal. En daarom liefde word gegee. Liefde is nie iets wat jy kan opeis of op aanspraak kan maak nie. Jy kan nie sê, ek wil op hierdie manier liefgehê word. Ek wil kwaliteit tyd hê. Ek wil geskenk hê. Ek wil bedien word. Ek wil aangeraak word. Dis iets wat jy kan aanspraak maak. Liefde is net iets wat jy kan gee. Want dit is om iets van jouself te gee, soos Jesus. Liefde gaan oor 'n verhouding. Die liefde sê, weet jy, ek sien jou raak met jou behoeftes, jy is belangrik vir my, ek mis jou, ek verlang na jou, ek is lief vir jou. Maar dit vra iets van opoffering. Dit vra iets van opoffering. Kyk maar na Jesus se offer aan die kruis. Want mense is nie altyd lus om vir iemand lief te wees nie. Jy het nie altyd lus om die moeite te doen om te wys dat jy vir daardie persoon lief het nie. Maar jy wil tog self so graag liefgehê wees. Nou sê Jesus vir ons in Matteus 7 vanaf vers 12, hy sê, as daar een goue reël is waarvolgens julle moet lewe, is dit die volgende: vra julle elke dag af hoe julle wil hê ander mense teenoor julle moet optree. Gaan tree dan eerste so teenoor hulle op. As julle so leef, doen julle alles wat die Bybel van julle vra. Natuurlik is dit nie maklik om te doen wat die Bybel vra nie. Die pad wat na God se nuwe wêreld toe lei, is baie moeilik en ook bitter smal. Min mense loop daarop, omdat dit groot opoffering vra. As jy liefgehê wil wees, as jy eers begin om lief te hê.
So ek wil jou vanoggend uitdaag, en dit is hoekom ek vanoggend vir jou, as jy by die deur uitstap, gaan jy hierdie kaartjie kry. Ek wil jou vanoggend uitdaag om jouself af te vra, wie kan ek aan dink of wat hierdie week opbouende woord van bemoediging gaan nodig hê? Wie is daar wat my tyd gaan nodig hê? Wie is daar wie ek 'n klein geskenkie kan gee vir bemoediging? Wie het praktiese hulp nodig? Wie het 'n warm aanraking nodig in hierdie tyd, of net 'n oor wat luister? 5 dae is daar op julle afgedruk. Aan die ander kant, wil ek hê moet kyk, die opoffering wat Jesus gedoen het, om ons lief te hê. En dat sy liefde, van my en jou sal inspireer, om hierdie week, ergens op een van hierdie maniere, dit sigbaar te maak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons 'n God soos U het. Dankie dat U ons behoeftes raak sien en ons oorrompel met die liefde. Ja, Here, selfs tyd wat ons onsself nie lief het nie. Selfs tyd wat ons dink hoe kan ander ons lief het, is U nog steeds lief vir ons. Dankie dat U dit so op soeke praktiese wyse ook vir ons wys en bewys deur hande en voete van mense rondom ons, wat wys te hoe lief U vir ons het. En Here, maak vir ons daardie ligdraers, maak vir ons daardie mense, wat die mond, die oë, die ore, die hande en voete is, om ander lief te hê. Here, ons wil bid dat U liefde ons lewens sal oorspoel, ons gesinne sal oorspoel, ons kerk sal oorspoel, ons land sal oorspoel, dat liefde, U liefde, verandering sal bring. Here, ons het vanoggend ook hierdie lied gesing van die gebed van Assisi, dat waar daar liefde nodig is, dat ons daar sal wees. En ons wil vanoggend kom en sê, Here, hier is ons, gebruik ons, stuur ons, om U liefde sigbaar te maak. Ons bid dit in die naam van Jesus, die Here, aan wie alle mag in die hemel en aarde behoort. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook met sy vrede. Van die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.